Dag sê, in vandag se broodbrokkie gesels ons oor die diep troostende realiteit dat vrees nie eers hoef te verdwyn voordat ons in geloof kan optree nie. Inteendeel, ware en egte vertroue word juis in die smeltkroes van angs en onsekerheid gebore. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit Psalm 56 vers 4, wat soos volg lees: Die dag as ek vrees, sal ek op U vertrou. As ons na die agtergrond van hierdie psalm kyk, sien ons dat Dawid dit nie in 'n rustige, veilige paleis geskryf het nie. Hy het dit geskryf toe hy as voorvlugtende deur die Filistyne in Gat gevangene geneem is. Sy lewe was in absolute gevaar en hy was omring deur vyande. Sy vrees was nie net denkbeeldig nie, dit was 'n tasbare realiteit. Tog was sy reaksie nie om te wag dat hy eers dapper voel voordat hy bid nie. Hy het die keuse gemaak om te vertrou, terwyl hy reg binne in sy angs gestaan het. Dit is 'n algemene en selfs skadelike wanopvatting dat geestelike volwassenheid of groei beteken dat ons vreesloos deur die lewe gaan. Ons dink so maklik dat 'n bang hart 'n teken van min geloof is. Deur die voorbeeld van geloofshelde soos Dawid, leer die skrif ons egter iets heeltemal anders. Geloof beteken dikwels om vorentoe te stap, selfs terwyl die vrees nog swaar aan jou mou pluk en jou wil terugtrek. Om volkome op Christus te vertrou, vereis geensins dat ons emosies soos angs, kommer of onsekerheid eers heeltemal uitgewis moet word nie. Geloof is nie primêr 'n emosie nie, dit is 'n doelbewuste wilsbesluit. Dit is 'n daad van oorgawe om jou oë op God se beloftes te hou, wanneer jou eie emosies hoogtyd vier en die omstandighede buite beheer lyk. Dink maar aan Petrus wat op die water moes loop. Jesus het hom beveel om uit die boot te klim, terwyl die wind nog woes gewaai het en die golwe onstuimig was. Die Here het nie eers die storm stilgemaak sodat Petrus gemaklik kon stap nie. Net so word ons as gelowiges geroep om daagliks op God se instaatstellende krag staat te maak. Die krag van jou geloof lê immers nooit in die afwesigheid van ongemaklike emosies nie, maar uitsluitlik in die voorwerp van jou geloof, die almagtige, onveranderlike karakter van jou hemelse Vader. Moenie wag dat die stormwind van vrees eers gaan lê het voordat jy gehoorsaam is nie. Vertrou hom juis vandag te midde van die storm. Wanneer vrees vandag by jou deur kom aanklop, of dit nou gaan oor jou finansies, gesondheid, familie of onsekerheid oor die toekoms, moenie dit probeer wegsteek of ontken nie. Noem dit eerlik by die naam voor die Here. Bely jou onvermoë, maar moenie daarby vassteek nie. Maak jou geloof vandag prakties. Pak jou roeping met vrymoedigheid aan, gerusgestel met die wete dat sy teenwoordigheid jou elke oomblik vergesel. Omdat Christus jou ewige bestemming reeds veilig in sy hande hou, is dit net logies om hom ook met die klein, tydelike besonderhede van jou lewe te vertrou. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, U ken my binneste en die angs wat my bewegingloos laat. Vader, wanneer vrees toeslaan, help my om deur U Gees my oë op Jesus te hou en nie op die golwe nie. Versterk my in my oomblikke van broosheid, sodat ek nie op my eie insig sal staatmaak nie, maar vandag met vrymoedigheid in U krag sal wandel. Ek vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.